baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. In hierdie video gaan ons nummer 3 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God, ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Dis in ons hart dat ons U beter wil leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. En nie wil ek alweer chunk. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Skus, dit is vir my ontsettend. Hierdie is vir my 'n voorreg om die Here beter te leer ken. Dit is vir my so groot voorreg. Dit is 'n groot voorreg. Ek is die opskrif is telling van die Lewiete. En dit is die nakomelinge van Aaron en Moses op die dag toe die Here met Moses op die berg Sinai gespreek het. En dit is die name van die seuns van Aaron, die eerstgeborene Nadab, daarna Ebihu, Eleazar en Itamar. Dit is die name van die seuns van Aaron, die gesalfde priesters, wat hy aangestel het om die priesterampt te bedien. Maar Nadab en Abihu het gesterwe voor die aangesig van die Here, toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die Here in die woestyn Sinai gebring het, en hulle het geen kinders gehad nie. Maar Eleazar en Itamar het die priesterampt bedien voor die oë van hulle vader Aaron. Onthou hulle toe God Aaron se kind doodgemaak het. Dit was baie sad. En die Here het met Moses gespreek en gesê, laat die stam van Levi naderkom, en stel hulle voor die priester Aaron, dat hulle hom kan dien, en hulle moet sy diens waarneem, en die diens van die hele vergadering voor die tent van samekoms, om die dienswerk van die tabernakel te verrig. En hulle moet sorg vir al die gereedskap van die tent van samekoms, en vir die diens van die kinders van Israel, om die dienswerk van die tabernakel te verrig. En jy moet die Lewiete aan Aaron en sy seuns gee, hulle is heeltemal aan hom gegee uit die kinders van Israel. Maar Aaron en sy seuns moet jy aanstel, dat hulle hul priesterampt kan waarneem, en die onbevoegde wat naderkom moet gedood word. En die Here het met Moses gespreek en gesê, kyk, ek self het die Lewiete geneem onder die kinders van Israel uit die plek van al die eersgeborenes wat die moederskoot open, uit die kinders van Israel, dat die Lewiete myne kan wees, want al die eersgeborene is myne. Op die dag toe ek al die eersgeborenes in Egipteland getref het, het ek al die eersgeborenes in Israel vir my geheilig, mense sowel as diere, en hulle moet myne wees, ek is die Here. En die Here het met Moses gespreek in die woestyn Sinai en gesê, tel die seuns van Levi volgens hulle families, volgens hulle geslagte, almal wat manlik is, van 'n maand oud, en daarbo, die moet jy tel. En Moses het hulle volgens die bevel van die Here getel, soos dit hom beveel is. En dit was die seuns van Levi volgens hulle name, Gerson en Kehat en Merari. En dit is die name van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte Libni en Samai. En die seuns van Kehat volgens hulle geslagte Amram en Jesar, Hebron en Isuel. En die seuns van Merari volgens hulle geslagte Magli en Musi. Dit is die geslagte van die Lewiete volgens hulle familie. Aan Gerson behoort die geslag van die Libniete en die geslag van die Simeite. Dit is die geslagte van die Gersoniete. Hulle geteltes volgens die getal van almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo. Hulle geteltes was 7500. Die geslagte van die Gersoniete moet laar opslaan agter die tabernakel aan die weste kant. En owerste oor die familie van die Gersoniete moet Eljasaf, die seun van Laal, wees. En die seuns van Gerson moet by die tent van samekoms versorg, die tabernakel en die tent, sy dekkleed en die bedekking vir die ingang van die tent van samekoms, en die behangsel van die voorhoof en die bedekking van die ingang van die voorhoof wat rondom die tabernakel en die altaar is, en sy lyne, alles wat by sy bediening behoort. En aan Kehat het behoort geslag van die Amramiete, en die geslag van die Jesharite, en die geslag van die Hebroniete, en die geslag van die Usielite, dit is die geslagte van die Kehatite. Volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was daar 8600 wat die diens van die heiligdom waargeneem het. Die geslagte van die seuns van Kehat moet laar opslaan aan die kant van die tabernakel aan die suidekant. En owerste oor die familie vir die geslagte van die Kehatite moet wees Elisafan, die seun van Esuel, en hulle moet versorg die ark, die tafel en die kandelaar en die altare en die gereedskap van die heiligdom, waarmee hulle diens doen.
en die voorhangsel en alles wat by die bediening daarvan behoort. En die hoof van die owerstes van Levi moet wees Eleazar, die seun van Aaron, die priester, die opsigter oor wat die diens van die heiligdom waarneem. Aan Merari het behoort die geslag van die Magliete en die geslag van die Mesiete. Dit is die geslagte van Merari. En hulle getal, dit is volgende getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo was 6200. En die owerstes van die familie vir die geslag van Merari moet wees Seriel, die seun van Abihail, hulle moet laar opslaan in die kant van die tabernakel aan die noorde kant. En die toesig van die seuns van Merari wat hulle te besorg het, moet wees oor die style van die tabernakel en sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke en al die gereedskap wat sowel as die hele diens wat daarby behoort. En die pilare van die voorhoof rondom en hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne. En die wat voor die tabernakel laar opslaan aan die ooste kant voor die tent van samekoms teen sonop, moet wees Moses en Aaron met sy seuns wat die diens van die heiligdom waarneem, naamlik die diens vir die kinders van Israel en die onbevoegde wat naderkom moet gedood word. Al die geteldes van die leviete wat Moses en Aaron volgens hulle die bevel van die Here, volgens hulle geslagte getel het en almal wat manlik is, van 'n maand uit en daarbo was 22.000. En die Here het aan Moses gesê, tel al die manlike eersgeborenes van die kinders van Israel, van 'n maand uit en daarbo, en neem die getal van hulle name op. En jy moet vir my, ek is die Here, die leviete neem in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die vee van die kinders van Israel. En Moses het, soos die Here hom beveel het, al die eersgeborenes onder die kinders van Israel getel, en al die manlike eersgeborenes volgens die getal name van 'n maand oud en daarbo, volgens hulle geteldes was 22.273. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel en die vee van die leviete in die plek van hulle vee, sodat die leviete myne kan wees, ek is die Here. Wat aangaan die loskoping van die 273 wat oor is, bo die leviete uit die eersgeborenes van die kinders van Israel, moet jy per hoof 5 sikkels neem, volgens die sikkel van die heiligdom moet jy dit neem. Die sikkel is 20 gera, en jy moet die geld as losprys van die wat onder hulle oor is, aan Aaron en sy seuns gee. Daarop het Moses die loskoopgeld geneem van die wat oor was, bo die wat deur die leviete losgekoop was. Van die eersgeborenes van die kinders van Israel het hy die geld geneem, 1365 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom. En Moses het die loskoopgeld aan Aaron en sy seuns gegee, volgens die bevel van die Here, soos die Here Moses bevel het. En dit is die einde van Numeri 3. Tot die volgende video.